Goeiemôre broers en susters en kinders. Ek groet u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees op hierdie derde Sondag van Advent, die Sondag van vreugde. Baie welkom aan elkeen by ons erediens, aan elkeen wat ingeskakel is by Overberg Huis en ook elkeen wat later deel aan die uitsending gaan hê. My bede is dat die naderende koms van Christus inderdaad vreugde by ons sal wek en dat ons hierdie vreugde ook vanoggend sal ervaar. God nooi ons nou uit om voor hom tot rus te kom en sy vreugde te ervaar. Ons sing as aanvangslied, lied 366, die eerste en die tweede strofe, die vreugdelied wat engele sing. Die aanvangswoord vir die erediens kom uit Psalm 126. Toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos 'n droom. Ons het gelag en gesing. Onder die nasies het hulle gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen. Ons was bly. Verander tog ook nou ons lot, Here, soos die droë spruite in die suidland in waterstrome verander. Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. Al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra. Hy kom juigend terug terwyl hy sy gerwe dra. Amen. Genade en vrede vir julle, gemeente, van God, ons ewige, troue, liefdevolle Vader,
en van Jesus Christus, wat ons tot die uiterste toe liefgehad het, die gekruisigde en opgestane Here, en van die Heilige Gees, ons ewige trooster en leier. Amen. Ons loof nou die Here in antwoord op sy seëngroet met die woorde van lied 492, die eerste en die tweede strofe. Ons sing graag, in U is vreugde, vrede en vreugde. Dit is vandag die 3de Sondag van Advent, die Sondag van vreugde. As gemeente bely ons dat ons vreugde in God is en in sy Seun Jesus Christus. Soos vrede is vreugde 'n geskenk van God. Vreugde kom oor ons en vul ons wanneer ons onthou wat God gedoen het en wat hy beloof het om nog te doen. Ons steek vandag die 3de Kers aan om ons daaraan te herinner dat Christus reeds gekom het en dat hy eendag weer sal kom, sodat ons almal 'n vol en oorvloedige lewe kan hê. Ons dank God vir die hoop wat ons van hom ontvang, vir die vrede wat hy skenk en vir die vreugde wat hy in ons hart uitstort. U is Immanuel, God met ons. U is die bron van ons vreugde. Kom ons bid saam. O God van vreugde, Immanuel, God met ons. Ons bid dat U lig in hierdie dae in ons harte sal laat skyn. Help ons om gereed te wees vir die dag wanneer Christus finaal verskyn. Rig ons hart en ons gedagtes op die dinge wat U reeds gedoen het en op dit wat U beloof het om nog te doen, sodat ons vreugde kan vind in U en U beloftes. Leef in ons en help ons om in U te lewe. Vernuwe ons deur die krag van U Gees, sodat ons aanbidding, ons feesviering en ons voorbereiding vir U welgevallig sal wees, nou en vir ewig. Amen. Die Here se woord kom tot ons vanoggend uit Jesaja 61, vers 1 tot 11. Laat ons eers saam bid.
voordat ons na die Here se woord luister. Ons goeie, barmhartige en getroue Hemelvader, in die naam van u Seun Jesus Christus, wat aan u regterhand sit en ons voorspraak by u is, en in die naam van die Heilige Gees, ons trooster en leidsman, wat vir ons by u intree met onuitspreeklike sigtinge, nader ons nou tot u in gebed. Ons kom vanoggend met al ons hartseer, twyfel, swaar kry, pyn en lyding, maar ook met ons skuld, ons sonde, ons ellende, ons ongehoorsaamheid, en lê alles wat u vreugde en vrede van ons ontneem, voor u neer. Ons kom vra dat u deur u woord ons sal leer en herinner aan u vreugde en vrede, wat u aan ons in Christus Jesus skenk, en 'n lewe van vreugde en vrede onder die leiding van u Gees. Mag ons gelei deur die Gees die vreugdelied sing en leef waarvan die engele sing. Die lied van Immanuel, God kom verlos sy Israel. Ons bid dit in u naam, Here Jesus, ons Immanuel, in wie ons vreugde en vrede is. Amen. Jesaja 61 vers 1 tot 11. Ek lees dit voor uit die 2020 vertaling. Die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het. Hy het my gestuur om 'n goeie boodskap te bring aan magteloses, om die met gebroke harte se wonde te verbind, om die wat weggevoer is se vrylating aan te kondig, en bevryding vir die wat geboei is, om die genadejaar van die Here aan te kondig, ons God se dag van wraak, om almal wat rou te troos, om te voorsien vir hulle wat oor Sion rou, om vir hulle tulbande te gee in plaas van stof, vreugdeolie in plaas van rou, klere vir lofprysing in plaas van 'n verslae gees. Hulle sal genoem word deur 'n binte van geregtigheid, geplant deur die Here om hom te verheerlik. Hulle sal die oeroue pynhope herbou, die verwoeste plekke van vroeër weer oprig, dorpe wat in puin lê, wat geslagte lank verwoes is, sal hulle nuut maak. Vreemdes sal in julle diens wees, en julle kleinvee laat wei. Buitelanders sal julle plaaswerkers en julle wynbouers wees. Maar julle, priesters van die Here, sal julle genoem word. As dienaars van ons God sal daarna julle verwys word. Die rykdom van nasies sal julle geniet, en met hulle luister sal julle spog. In plaas van julle skande word julle dubbel vergoed. Ja, in plaas van vernedering sal hulle jubel oor hulle deel. Daarom sal hulle 'n dubbele deel in hulle land in besit neem. Daar sal vir hulle ewige vreugde wees. Ja, ek, die Here, het regverdigheid lief. Ek haat roof, veral saam met onreg. Ek sal hulle beloning aan hulle gee op grond van my trou. 'n ewige verbond sal ek met hulle sluit. Hulle nageslag sal bekend wees onder die nasies, hulle nakomelinge onder die volke. Almal wat hulle sien, sal hulle herken, dat hulle die geslag is wat deur die Here geseën is. Ek verheug my grootliks in die Here. My hele wese juig oor my God, want hy het vir my klere van verlossing aangetrek. 'n mantel van geregtigheid het hy my omgehang, asof ek 'n bruidegom is.
soos 'n priester met 'n tulband, soos 'n bruid met haar versierings. Ja, soos die grond sy plante voortbring en 'n tuin sy saailinge laat uitspruit, so sal my Heer, die Here, geregtigheid en lof laat uitspruit voor al die nasies. Gemeente, dit is die woord van die Here vir ons lewe. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die teksgedeelte Jesaja 61 vers 1 tot 11 begin met 'n boodskapper gestuur deur die Here wat 'n blye boodskap aan mense in nood bring. Die woord vir blye boodskap kan ook met evangelie vertaal word. Die boodskapper is dus gestuur om die evangelie, om goeie nuus aan mense in nood te bring. Die vraag is, wie is hierdie mense in nood? En wat is hulle nood? Dit is waarskynlik Israel, Judeërs, wat in die ballingskap was en na hulle land Juda, na Jerusalem teruggekeer het met drome en verwagtings van 'n gelukkige en geseënde lewe, van 'n lewe van vreugde en vrede, maar mense wat in hulle verwagtinge teleurgestel is, want die stede en dorpe was puinhope. Die landboutoestande was ellendig. Uit Jesaja 62 vers 8 kan ons aflei dat hulle hard gewerk het, weer begin saai, begin plant het, maar hulle oeste het uiteindelik in ander se hande beland. Mense wat onregverdig behandel was. Mense wat platgeslaan was deur aanhoudende slegte nuus en ervarings. Vir hulle stuur die Here sy profeet met die blye boodskap van goeie nuus. Die boodskap van liefde en genade vir hulle lewe. 'n boodskap wat vir almal bedoel is, vir magtiges, vir bevoorregtes, maar juis vir die armes en geringes. Kom ons kyk eerstens wat die goeie nuus vir moedeloses en vir gebrokenes is. Vir die mense wat platgeslaan was deur een of ander krisis. Die mense wat boedel oorgegee het, wat nie meer omgegee het nie. Die mense wat nie meer geweet het watter kant toe nie. Aan hulle word die goeie nuus gebring dat God nie afsydig daarteenoor staan nie. Dat God die gebrokenes, die moedeloses raak sien. Dat hy hulle verstaan. Dat hy na hulle toe kom om hulle aan te raak en hulle nood te verlig. God stuur sy profeet om die moedeloses, die gebrokenes te vertroos. Ons hoor ook in die tweede plek van goeie nuus vir die gevangenes. Hulle sal vrygelaat word. Vryheid sal gegee word aan die wat opgesluit is. En dit geskied ooreenkomstig die genade of jubeljaar wat Levitikus 25 beskryf. Wat ook die vorm van skuld is waarin mense swaar dra. God breek die tronkdeure vir sulke mense oop. Hy laat hulle vry. Hy breek die kettinge wat hulle gevange hou los, sodat hulle weer die lig kan sien, weer kan asemhaal, weer kan leef, weer oor kan begin. Hierdie goeie nuus het ten doel om die wat dit hoor, die wat dit lees, in hulle geloof te versterk, te laat moed skep en hulle te laat voortgaan om die stede en dorpe wat in puin lê te herbou, om te begin saai en plant, om olyfboorde en wingerde te hervestig, om handel te begin dryf, om te bou aan 'n toekoms vir hulle self, hulle kinders en hulle kleinkinders, om te bou aan die koninkryk van God, waar hy koning is.
Hulle ontvang daarom 'n nuwe naam, bome van redding. Hulle is God se dienaars wat bouend, helend en genesend in die samelewing werk. Met 'n nuwe droom, met nuwe energie en nuwe moed kan hulle die moeilike taak van die herbou van die land op hulle neem. So sal God se nuwe wêreld in nuwe mense, nuwe verhoudings en nuwe strukture sigbaar word. Alles ter wille van die roem van sy naam. Ons hoor vanoggend hierdie boodskap as Nuwe Testamentiese gelowiges. En ook aan ons word vanoggend hierdie goeie nuus van God deur sy profeet gebring. Soos die mense na wie God sy profeet gestuur het, na goeie nuus gesmag het, smag ons ook vanweë ons eie moedeloosheid, ons eie gebrokenheid, ons eie gevangenskap, na goeie nuus vir ons lewe. En as Nuwe Testament gelowiges word ons daaraan herinner dat God uiteindelik sy eie seun gestuur het om die gebrokenes van hart te genees en gevangenes te bevry. Met sy intreewoord in Nasaret, ons lees hiervan in Lukas 4, vers 16 tot 21, haal Jesus hierdie verse van Jesaja 61 aan. In vers 21 sê Jesus, vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul. Jesus, die gesalfde van God, het mens geword om die gebrokenes van hart se wonde te verbind en om mense vry te maak van al die kettinge wat hulle gevange hou. Jesus doen dit wanneer hy malaatses genees, blindes laat sien, honger mense kos gee, wanneer hy saam met tollenaars en sondaars eet en aan mense wat verdruk en veronreg word, hulle menswaardigheid teruggee. Hy vergewe hulle sondes. Die ou dinge word vir eens en vir altyd weggeneem. Ons sien hierdie liefde van God vir moedeloses, gebrokenes, vir gevangenes die duidelikste aan die kruis en in die opstanding van Jesus Christus. In hom het die nuwe bedeling van vrede, vergifnis en vreugde aangebreek. In hierdie bedeling moet ons begin bou en regmaak wat in die wêreld stikkend is. Dit is nie altyd maklik nie. Dit vra harde werk. Iemand noem dit pik en graafwerk. Vir sommige vernederende werk. Maar dit is ook wonderlik vernederende werk, want ons doen dit vir die Here as deel van sy span. Ons doen die werk om die Here se roem te vermeerder. Jesaja 61 vers 3. Geliefdes, aanvaar opnuut die goeie nuus van God se liefde en genade vir u lewe. In die eie moedeloosheid, in die eie gebrokenheid, in u eie gevangenskap. Hoor dat daar vir u troos en hoop, genesing, vergifnis in Christus gekom het. Maak hierdie goeie nuus u eie en gaan leef dit. Dan het u alles wat nodig is om getroos te lewe en te sterwe. Dit is die seën van Kersfees en van Kersfees wat in u lewe gekom het. Amen. Kom ons dank nou die Here in antwoord op sy woord. Vader, Seun, Heilige Gees, u is die drie-enige God, die ewig troue, selfopofferende, ontfermende, dienende, gemeenskapstigtende, lewegewende, omgee vir die ander God. U is die verrassende vreemde God,
so gans anders as wat ons as mense u probeer voorstel en ons graag wil hê u moet wees. Ons dank, aanbid en eer u vir wie u is in die diepste wese as Vader, Seun en Gees, wat in ware eenheid en liefde aan mekaar verbind is. Ons dank u dat u ons raak sien, vir ons omgee, as ons moedeloos is, as ons gebroke van hart is, as ons gebind is deur kettinge van dinge wat ons gesê of gedoen het wat verkeerd was, wat ander benadeel het. Ons dankie vir die goeie nuus wat ons opnuut vanoggend vir ons lewe ontvang het. Die goeie nuus van 'n lewe van vreugde en vrede, van 'n lewe met moed en hoop, van 'n lewe van krag en sterkte om te begin bou aan en regmaak van dit wat in die wêreld stukkend is. Ons aanvaar hierdie boodskap met dank en stel ons beskikbaar om diensbaar te wees in u koninkryk. Ons kom bid vanoggend vir alle mense wat moedeloos is, wat gebroke is van hart, wat in gevangenskap is. Mag die goeie nuus van Jesaja 61 en die vervulling daarvan in en deur Jesus Christus deur ons na almal om ons verkondig en geleef word. Ons bid om u nabyheid, troos, bemoediging en genesing vir almal wat ly as gevolg van siekte en nie herstel van behandeling of operasies nie. Dankie dat hulle mag weet, hulle is nie alleen nie, dat u by hulle is. Ons bid dat u vir ons sal help en lei in hierdie week, om as getrooste mense, as dankbare mense, met vreugde en vrede ons lewe te leef. Ons bid dit alles in Christus naam, tot die roem van u groot en heilige naam. Amen. Gemeente, ons dien nou die Here met ons bankoffer. Ons doen dit dankbaar omdat ons leef uit vreugde en vrede. Die vreugde en vrede wat die Here vir ons gee. Ons herhaal graag ook die name van die persone wat verkies is as kerkraadslede op die kerkraadsvergadering wat op maandag 30 November gehou is. As ouderlinge is verkies Frederik Eksteen, herkies vir 1 jaar. Vir Alexander Sloowijk, Hannes Groenewald, herkies vir 1 jaar. As diakens is verkies Fanie Hatting, wijk 2, wijk 4, Tenis Human, herkies vir 1 jaar. Op ons Kraalwijk, Jaco Human en Alexander Sloowijk, Johan Groenewald, herkies vir 1 jaar. Ons wens hulle weer baie geluk met hulle verkiesing of herkiesing, met die bede dat die Here hulle duidelik sal lei in die oorweging van die ampt waartoe hulle verkies is. Hulle name word ook voorgehou vir die goedkeuring van die gemeente. Ons wens almal sterkte toe wat nog besig is met die insameling van die oes. Laastens, ondersteun asseblief die Overberg Noord-Kaap uitreik na 101 boere van die Kenhardt en Brandvlei distrikte. 'n Standaardboks met goedere ter waarde van R500 sal vir elke gesin verpak word. Die geld kan inbetaal word by Sparbredasdorp, bankrekening Absa 4077002942 met verwysing 1094 Overberg Noord-Kaap uitreik. Voer en bale strooi sal ook in Desember maand opgeneem word. U is ook welkom om die geld by die kerkkantoor in te betaal en ons sal dit oorbetaal na hierdie spaarrekening. Gemeente, ons sing nou vonklied 159, die eerste en die tweede strofe, as 'n gebed om genesing en hoop vir ons kontinent Afrika, waarby ons land Suid-Afrika ingesluit is. Heer, ons bid vir Afrika.
Gemeente, ontvang nou die Here se seën. In 1 Tessalonisense 5 vers 23 skryf die apostel Paulus soos volg: Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberustelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en jou vrede gee.